So goeiemôre. Dit is lekker om almal te sien, dit is lekker dat jy hier so is vandag. En ek is opgewonde om hierdie woord te deel met julle. Is van bou die boot. So Noag het alles gedoen wat God vir hom beveel het. Maar voordat ek net daarso gaan, wil ek net gou 'n bietjie van 'n klein inleiding gee van waar hierdie preek vandaan kom. So my seentjie is so lief om na hierdie mense te kyk, the good news guys. So hulle is 'n groep in Amerika wat hou van dans en sing en hulle is net lief om die Here te prys en hy is so lief om na hulle te kyk. Teens wie is hierdie? Good news guys. Nou wat is daai agter hulle? Is 'n boot daar agter. So hy is so lief, as die ene wat hulle doen waar hulle by die Ark Encounter te gaan, daar's 'n ark wat hulle gebou het in Amerika wat lewensgroot is. So Jacques het die volgende prentjie toe gaan, is van, hulle het die ark gebou volgens wat God vir hulle gesê het. En soos jy kan sien daaronder, is daar so iemand wat loop. So jy kan daai klein stukkie sien daaronder, van iemand wat loop. Ek het nou nie 'n pointer hier nie. Maar, daar is hy, dankie Jacques. Onder toe, waar is die pointer nou? Daar is hy. Daar is mense wat daar loop. Kyk hoe groot is daai skip. Kyk hoe groot is daai boot. So hierdie mense het 'n wonderlike ding gedoen, 'n wonderlike werk gedoen om hierdie boot te illustreer en om te wys van Noag en hoe belangrik dit is van wat Noag gedoen het. Soos jy so was met ons Creation Ministries laasweek Sondag, die week voor dit, ek kan nie dit. Maar hoe wonderlik dit is, net om te leer van wat wetenskap sê en wat die Bybel sê. En ons het ook hier gepraat oor die ark en wat dit behels en wat dit alles vir ons vandag nog kan beteken. Maar vandag wil ek eendag vir jou sê van ons wêreld, ons lewende wêreld baie maklik, jy baie maklik begin en vinnig opgee. Ons begin baie vinnig en baie maklik ietsie doen, maar ons gee so vinnig op as goed moeilik raak. Ons begin miskien maandag, jy gesê hierdie maandag wat kom, ek gaan 'n dieet begin. Ek gaan beter eet, ek gaan begin oefen, en dan kom Woensdag en eet jy weer melktert. En nie 'n stukkie melktert, nie die hele melktert. Want jy is so honger. Of jy sê, in die begin van Januarie, jy sê Januarie gaan ek begin om die Bybel deur te lees. En jy begin goed, jy gaan by Genesis, Exodus, en jy kom ewe skielik by Levitikus en daai goeters, en jy sê, hierdie is moeilik. En jy sien dan in Februarie maand, begin jy meer dagstukkies te lees as die Bybel self. Ons begin baie maklik en baie entoesiasties, maar ons voer nie deur nie. Ons stop op 'n punt, want ons vuur binne in ons begin te demp. Ons begin groot droom, ons begin groot te bid, maar ewe skielik is goed nie soos uitwerk soos ons wil hê nie, of goed loop verkeerd, stop ons. Ons word moedeloos, ons sit vas. Maar dit is maklik om te begin, maar dit veg geloof om aan te hou. Dit veg geloof om aan te hou. Aan te hou om te doen wat God vir jou sê. Noag se verhaal gaan nie net oor die ark nie, dit gaan nie net oor 'n boot nie. Dit gaan oor getrouheid. Want weet jy hoe lank het hy gevat om die boot te bou, om die ark te bou? 120 jaar. Ons het nog nie mense wat so oud is. Want ons oudste mense vir die kerk, ons oupa? 86 aan die ander kant? 86. Noag het 120 jaar gevat om die ark te bou. Nou ons probeer baie goedes doen in 'n jaar se tyd en ons gee op 6 maande later. Want Noag 120 jaar, ek wil net julle sê, daai insink van 120 jaar. En hy het nie applaus gekry nie, hy was nie gesê, wow, awesome nie, hy het nie verstaan nie, mense het nie verstaan wat hy doen nie. Maar Noag was getrou gewees. Hy het nie gegaan vir erkenning nie. Hy het nie gegaan vir die applaus of die resultate nie. Hy het gegaan want God het vir hom gesê. Hy was net gehoorsaam gewees. So in hierdie jaar wat ons ingaan, of hierdie jaar wat ons is ons tema groei saam. Wil jy groei in jou lewe sien? Is jy besig, ons is 6 maande in, die jaar in. Kan nie glo.
Kan jy dit glo, is 6 maande al in 2026? Het jy al verander? Het iets verander in jou lewe? Het daar groei plaasgevind? Of is jy nog steeds dieselfde? Het daar iets anders in jou begin gebeur? Het die Here iets vir jou wakker gemaak in jou? Want ware groei gebeur wanneer ons dis nie wanneer ons begin nie, maar wanneer ons volhard en aanhou en aanhou en aanhou. Want ons gee so maklik op teestaan. Ekskuus, so. Genesis 6 vers 22, ons het dit gelees wat Noag het dit gedoen, net soos God hom beveel het. So het hy gedoen. Noah did this. He did all that God commanded him. So luister mooi wat hy gesê het, hy het 'n opdrag gekry. Noag het nie 'n geleentheid gekry om die ark te bou, net 'n opdrag gekry om die ark te bou. Onthou net, hulle het nog nie reën gesien. Hulle weet nie wat 'n see is nie. Of hulle weet wat 'n see is, maar dit is ver weg van hulle af. Hulle het nie verstaan wat water is nie, wat Noag van gepraat nie. Hoekom het Noag 'n skip gebou in die middel van die woestyn? As iemand vandag dit doen, gaan ons dink hy's koekoes. Is dit nie so nie? Maar God het vir Noag 'n opdrag gegee en hy het die opdrag uitgevoer. Maar daar's 'n groot verskil tussen 'n opdrag en 'n geleentheid. 'n Geleentheid is baie gewoonlik om jou naam te verheerlik van hy het 'n geleentheid gekry om die ark te bou, hy het gedoen, wow, awesome Josef, awesome Noag, jy het die ark gebou, wow. Maar is 'n groot verskil wanneer jy 'n opdrag uitvoer en dit verheerlik God se naam. So God het vir jou 'n opdrag gegee, my vriend. Hy het jou opdrag gegee. Hy sê bou. Hy sê bou. Vandag lewe ons in 'n kultuur waar mense altyd na die volgende ding soek, die volgende hoë ding, die volgende werk, die volgende great verhouding, die volgende awesome kerk, die volgende geleentheid, die volgende geldmaak storie. Ons is heeltyd op soek na ietsie nuuts, na ietsie beter, na ietsie wat ons wil hê as 'n geleentheid het. Maar ons vergeet van ons opdrag wat God vir ons gegee het. God roep ons nie heeltyd om ietsie nuuts te doen nie. Maar hy roep ons om getrou te bly waar jy is. Amen. So waar is jy geplant? Waar het God jou gesit? Want baie mense sê, kom in Ficksburg, al die jong mense sê, hulle wil uit Ficksburg uitgaan. Hulle wil nie meer hierso wees nie, want dit is net 'n klein ou dorpie. En ons het soveel mense gesien wat weggaan, en wat gebeur dan? Hulle kom terug. Hulle kom terug. Die Caledon water is baie lekker hierso. Hulle sê mos hierso in Ficksburg, as jy Caledon water gedrink het, jy kom altyd terug. Maar waar is jy geplant? Waar het God jou gesit? En waar is jy besig om te bou? Matteus 25 sê 25 en 23. Mooi so goeie en getroue diensknegt. Dis waar Jesus nou hierdie verhaal vertel van waar die diensknegte 'n sekere hoeveelheid talente gekry het en hulle moes dit gaan bære het en so aan en hulle kom vorentoe en Jesus en die hulle sê vir die master sê vir hom mooi so goeie getroue diensknegt oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou Heer. So God het vir hom iets gegee. Hy het gebruik en God het hom beloon. So wat het God vir jou gegee? Wat het God vir jou gegee wat jy moet gebruik? Wat het God vir jou gegee om te bou? Wat het God vir jou gegee om te sê goeie getroue diensknegt? Hy het nie gesê suksesvolle diensknegt nie. Hy het nie gesê van 'n beroemde diensknegt nie. Hy het nie gesê van 'n ryk diensknegt nie. Hy het nie eens gesê van 'n diensknegt wat erken word nie. Hy het gesê getroue diensknegt. Om Jesus te aanvaar in die begin en aan te hou tot die einde toe, is 'n diensknegt wat 'n goeie en getroue diensknegt is. Om elke dag te volg. Maak nie saak van wat die paaie gooi nie of hoe jy groei nie. Jy aanhou hom prys. So,
Waar het God jou geplant? Wat is die opdrag wat God vir jou gegee het? Dink gou vir jouself 'n bietjie. OK, goed, het genoeg gedink. Kom ons gee vir 'n bietjie voorbeelde. Jou opdrag, waar is jy geplant in jou huwelik? Miskien het God vir jou gesê in jou huwelik moet jy ietsie bou of ietsie begin in jou gesin. Moet jy skien na jou kyk na jou kinders of na iemand anderste jou bediening. Van waar moet jy begin bou in jou bediening? In jou werk. Ons is so lief om baie keer te sê, jy kan nie wag vir 'n ander werk nie. Maar God het jou geplant daar vir 'n rede. Hy het jou geplant daar, so hy het jou opdrag gegee, of hy gaan vir jou opdrag gee, of jy reeds opdrag gekry, om te doen wat jy moet doen by jou werk. Of in jou selgroep, of in die plekke waar jy mense te doen kom. Van waar het God jou geplant en waar wil God jou gebruik? Groei gebeur wanneer ons bly waar God ons geplant het, totdat hy ons verskuif. Dit is my so hartseer, en ek sê hierdie met die grootste respek vir mense, wat Amerika toe gaan. Van hulle het soeke gebede geleentheid, great, ek is so opgewonde vir. Maar het God gesê, jy moet gaan? Het God jou verskuif? Of het jy self die besluit geneem? Want dit is waar ons die verskil sien van wanneer dit ons wil is of God se wil is. Want wanneer dit ons wil is, lyk ons dit alles wat goed is. En ons gaan soontoe. Daar is soveel voorbeelde in die Bybel wat jy kan noem, van Rut van Naomi en haar man. Hulle was in Bethlehem gewees, daar was 'n hongersnood gewees, wat het hulle toe gegaan? Waar het hulle gegaan? Hulle het die Moabiete toe gegaan. Want dit het nie lekker gelyk nie, en toe wat gebeur? Tragedie, na tragedie, na tragedie. En toe moes hulle terugkom. So waar het God jou geplant, en waar wil hy jou gebruik? Want jy kan nie net skuif sonder sy toestemming nie. Of jy kan skuif sonder sy toestemming, maar jy gaan net die gevolge dra van dit. So waar het God jou geplant? Wat se opdrag gee hy vir jou? Want ek weet, God is 'n God wat ons opdragte gee. Amen. So moenie moed opgee nie. Asseblief, ek bemoedig jou vandag om nie moed op te gee nie. Hierdie preek vir jou vandag is om sê, jy kan, jy gaan en jy moet aanhou. Nie moed opgee nie. Jy kan, jy gaan, hou nie die moed opgee nie. Luister mooi wat sê Galasiërs 6 vers 9 vir ons. Laat ons nie moeg word om goed te doen nie. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het om almal goed te doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. So wat sê dit vir ons? Moenie moeg word nie. Ek weet jy voel moeg. Ek weet dit is 'n lang jaar. Ek weet jy kan nie meer nie en jy weet nie wat meer om te doen nie. Ek voel ook so. Maar moenie moeg word. Moenie opgee nie. Ek skree nie op julle nie, my stem klink net so. Hierdie vers gee vir ons een groot verduideliking. As jy moenie opgee nie. Moenie opgee nie. Want God bring die oes. Hallo. Hoor my. Moenie opgee nie, want God bring die oes. Maar ons opdrag is om te plant. Moenie opgee nie, God bring groei. Hy bring groei in jou lewe, in jou huwelik, in jou familie. Maar wat 'n opdrag het vir ons gegee? Om te doen wat hy vir ons sê. Doen. Wat is jou opdrag? God bring die deurbraak. As jy deurbraak in jou lewe soek, God bring dit. Maar wat is die opdrag? Gee oor. Gee oor aan hom. Ons werk is om aan te hou. Ons werk is om nie, ons word moedeloos. Ek weet ons word moedeloos. Ons almal word moedeloos. Maar ons moet hier laat die moedeloosheid ons stop nie. Maar ons moet aanhou. En aanhou. En aanhou, al lyk dit of al niks verander nie. Jy is mense wat met hierdie hoor vandag. Jy moet aanhou. Jy moet nie opgee nie. Bou jou boot. Bou wat God vir jou sê. En hoeveel mense verlaat hulle plek waar God nie vir hulle geplant het nie. En wat gebeur met hulle? En niks gebeur wat hulle verwag het nie.
Ek weet nie van mense wat oorsee gegaan het, hulle soontoe gegaan en gesê, "Wow, dis niks wat ek verwag het nie." Inteendeel is dit baie erger. Dis nie altyd so nie, want as God vir jou sê gaan, dan gaan jy. Maar as God vir jou sê bly, dan bly jy. Moses het gesê vir die Here, van Here, as U gaan, sal ek gaan. Maar as U bly, sal ek bly. So waar gaan God jou heen stuur? Jy moet hom volg en nie jou eie wil nie. Nie wat mense sê wat die beste geleentheid is nie. Wat die beste opsie is vir jou nie. Of jou familie of jou gesin nie. God gaan vir jou sê skuif of nie. As hy sê bly, dan bly jy. Nie probeer op jou op jou self staat te maak. Ons wil almal posisieverandering hê. Ons wil of 'n beter posisie kom in ons werk en in die lewe, ons wil in 'n beter posisie kom. Ons wil 'n geleentheid hê, ons wil beter word, maar God wil nie vir jou 'n beter posisie gee nie, hy wil jou 'n ander perspektief gee. God wil jou perspektief verander. Van waar jy is nou heiliglik, is waar hy jou geplant het en waar hy jou gesit het, en waar jy nou is om sy opdrag uit te voer. Noag het by 'n plek gegaan waar hulle nie reën geken het nie. Hulle het nie verstaan wat hy doen nie. En hy was alleen. Niemand anderste was daar vir hom. Maar hy het nog steeds gedoen wat God sê. Was het lekker geweest? Ek dink nie so nie. Ek dink nie altyd was lekker geweest nie. En ek dink hulle het baie vrees gehad. Want hy weet van God, hy vertrou vir God. Hy het hierdie vrees gehad van, Here, hier kom 'n groot vloed. En ek moet reg wees. Ek moet hierdie boot bou, want as ek nie hierdie boot bou nie, wat gaan gebeur? So God gee vir jou opdrag. Voer die opdrag uit. Ons sê heeltyd, Here, ons verander my omstandighede. Here, verander my omstandighede, verander hierdie ding, verander daai ding, verander daai persoon, verander my man, verander my vrou, verander my baas se hart, verander. Is nie so nie? Of wil jy al die ander goed moet verander? Maar God sê, verander jou hart. Waar is jou hart besig? Wat is jou hart vol? Wat is jou hart van vol is, loop die mond van oor. En as jy seën soek, as jy blessing soek, en ek wil nie, hier is nie prosperity nie, enigiets nie, hier is Bybels. As jy lewe spreek, gaan jy lewe kry. Maar as jy dood spreek, gaan jy dood kry. En hier is soveel mense in ons dorp, wat dood spreek oor die dorp, dood spreek oor ons gemeenskap, dood spreek oor ons familie. Dankie. Wat is hier in? Hier is goed wat hier ronddryf. Al die is hier aan die drink. Ekskuus julle. Maar God wil iets verander. Hy wil jou hart verander. Hy wil jou perspektief verander. 'n Mooi ding, kom vra my so. Julle ken mos hierdie illustrasie seker. OK, wat sien julle? 'n koppie, nee? Sien julle 'n koppie? 'n beker. OK, sien 'n beker, ekskuus, 'n beker. OK, kom vra mense hier voor, wat sien julle? Sien julle 'n beker? Het hy oor? Nie wat jy van weet nie, dus jy sien nog net, wat is die perspektief nou? Sien jy oor? Nee, sien nie oor nie, wat sien julle? Sien julle oor? Maar julle is verkeerd, hulle sien nie oor nie, julle is van verkeerd. Nee man. Maar ek kan nie van bo af kyk en ek sê, o, hier's 'n gat. Kan julle die gat sien, nie hè? Ons perspektief moet verander. Want ons kyk baie keer goeie so en ons sê nie, daar is nie sulke ding, daar is nie 'n oor daar nie. Ons sien net 'n koppie. Ons sien 'n koppie wat ons miskien so vashou. Maar as ons net ons bietjie ons perspektief draai en ons is letterlik net 'n sentimeter partykeer uitmekaar uit. Dan sê ons, o, daar's 'n oor agter. Of net van bo af kyk en sê, o, daar is 'n gat. Ons perspektief maak saak. En as jy heeltyd in dieselfde perspektief vaskyk, begin jy heeltyd vasglo, jy's reg en al die mense is verkeerd. Jy kan nie glo dat God 'n beter plan vir jou het nie, want jy kyk heeltyd in die perspektief vas. Verander jou perspektief en sê God het iets beters vir my beplan. Beweeg 'n bietjie uit jou comfort zone uit, doen ietsie wat God vir jou sê en jy sien dan sien jy jou perspektief draai. Begin meer tyd in die woord spandeer, begin meer tyd in jou in gebedstyd spandeer en verander jou perspektief dat God vir jou kan wys daar is groei. Daar is iets anders wat vir jou beplan, daar is iets beters.
So ons tema van hierdie jaar is groei. Groei saam. Hierdie goed drink. Is groei saam. Noag, ek sê hy was alleen gewees, maar hy was alleen met sy gesin gewees. Die enigste mense wat by hom was, wat vir die ark saam binne gegaan het, was die diere, sy vrou, sy kinders en sy skoondogters. Dis al wat saam in die ark ingegaan het. So hy was nie alleen nie. Ons almal wil deel wees van 'n proses, maar God bou nie individualiteit nie. Hy bou 'n familie. Soos hy het vir Noag gebruik en sy gesin gebruik om die ark te bou. Hierdie ark wat ons nog steeds vandag kan weet is waar, as daar kritiek nou is, dis waar, dit het gebeur. Maar God wil jou gebruik om iets groter te bou saam met mense. Want ons is om saam te groei. Jy is nie alleen om te groei, om saam te groei. Hy wil jou hê om 'n familie te bou, saam jou familie. Hy wil hê jy moet 'n gemeente bou, saam die gemeente. Hy wil hê jy moet sy koninkryk bou, saam die mense wat God liefhet. Hy wil nie net jou individueel hê nie, hy wil jou hê as 'n groep, om saam te groei, om vorentoe te gaan. Want ons is hierso vir mekaar, ons is hierso om mekaar te help. So, wat is jou boot? Wat is jou boot wat jy besig is om te bou? En miskien is jy besig om dit alleen te bou. Maar ek vra vir jou vandag, wat is jou boot? Miskien is dit die boot van jou huwelik. Want miskien het julle opgehou bid saam, julle het opgehou droom, julle het opgehou kwaliteit tyd saam te spandeer. En vandag sê God vir jou, tel weer die hamer op en bou. Tel weer die hamer op en bou. Miskien is dit in jou gesin, is van, ek hou aan vir jou kinders bid. My boetie en sussie, luister vandag, hou aan bid, daar is krag in gebed. Daar is nie 'n ding wat gebed nie kan regmaak nie, maar ons moet aanhou, ons gee te maklik op. So wat is jy besig om te doen? Waar is jou boot? Is dit jou gesin? Hou aan bid vir jou kinders, hou aan saai vir hulle toekoms en hou aan hulle lief hê. Want kinders soek liefde, hulle nodig liefde vandag. Selfs wanneer jy die oomblikke en die resultate sien nie. Hou aan bou. Tel die hamer op, tel die saag weer op en hou aan. Al gaan dit nie soos wat jy dink nie. Of miskien is dit in die gemeente, ons kerk. Ons kan nie 'n toeskouer net wees in die kerk nie. Jy kan nie sit elke dag in, uit, elke Sondag in, uit en dink, ons gaan 'n mooi preek hou en ons gaan nie. Maar jy moet bou, jy moet 'n bouer wees. God het jou geroep as 'n bouer. So my vraag vir jou, wanneer laas jy iemand genooi? Wanneer laas jy iemand genooi kerk toe? Wanneer laas jy iemand vertel van Jesus? Wanneer laas jy die goeie nuus, die evangelie vir iemand vertel? Want ons wil bou, ons wil ons gemeente bou, ons gemeenskap bou, maar hoe bou jy? Bou jy op 'n stoel en sê net, ek moet bou Ivan daar, dit sê bou. Ja, John Meis, ja, hy doen goed, ja. En ons toeskouers, sit ons nie. Want as jy nou sien, dis ons wêreldbeker mos nou, sokker wêreldbeker. En die mense is so lief mos om oor 'n skerm, as jy 'n rugby op die rugby, oor 'n skerm te skree. Ja, jy het so gemaak, jy het so gemaak, so gemaak het. As jy in daai posisie is, gaan jy nie self dink en sê nie. Ons kan nie altyd 'n toeskouer wees nie, ons moet 'n bouer wees. So wanneer laas het jy iemand genooi? Wanneer laas jy iemand vertel van Jesus? Want die koninkryk van God gaan oor groei. Dit gaan oor om almal te deel van die goeie nuus wat ons het. Maar luister, in Korintiërs 12 gaan nie op die bord verskyn, leer vir ons van die lede van die liggaam van Christus. En as een liggaam swak doen, dan kan die hele liggaam seer. Maar as die een liggaam goed doen, dan groei die hele liggaam saam. So ons het verskillende dele van die liggaam. Jy wat hierso sit, die volgende kerk, hulle is ook 'n deel van die liggaam. Maar ons groei saam om God se koninkryk te bevorder. So wanneer ons saam groei, bou ons saam. As jy groei, as ek groei in jou lewe sien, dan weet ek God is besig om iets in jou lewe te bou en ek weet dat daar ietsie groei gaan plaasvind in ons gemeente. Ons hele week of 'n hele maand gepraat oor vergifnis en die mense vergewe.
Het jy daai leefstyl gekry om te vergewe of nie? Of sukkel jy nog steeds? Maar dit is groei. En as daai groei sien, sal ons begin sien ons hoe ons saam bou in God se koninkryk. Maar baie van ons sien ook hierdie groot ark. Hierdie groot massiewe ding wat ons moet bou. En wat gebeur met ons? Ons word bang. Ons word bang om te sê, hoe gaan ek hierdie ding doen? Hoe gaan ek hierdie ding bou? Waar gaan ek die materiaal kry? Here, jy sê ek moet elke dier in kry. Waar gaan ek hulle kry? Ons word so moedeloos en so vinnig bang dat ons vergeet van die groter prentjie. Ons dink heeltyd, ek het nie genoeg geld nie. Ek kan dit nie doen nie, ek het nie genoeg geld nie. Jy spreek dood, my vriend, hou op dit spreek. Ek het nie genoeg talente nie. God sê jou talente gee net soos jy is. Gebruik daai talente. Ek het nie genoeg, ek is nie goed genoeg nie. Ek wil sê, hou op daai leuen te glo dat jy nie goed genoeg is nie. God het jou goed gemaak, hy het jou perfek gemaak soos jy is. So glo dit vandag. Hy gaan jou gebruik. God het nooit 'n boumeester, ek dink al so mooi, daar was seker baie mense gewees wat van bodens weet en miskien 'n boot kon gebou het, maar hy kies vir Noag. En wat ek van weet, was Noag nie 'n bouer nie. Hy was nie 'n skipmaker nie, hy was 'n boer. Maar God het nog steeds hom gebruik. Hy het nog steeds hom gebruik, hoekom? Want hy was beskikbaar gewees. Hy was beskikbaar vir God gewees, en God het hom die talente gegee, hy het vir hom die materiaal gegee, hy het vir hom die maniere gegee om daai ark te bou, hy het die diere laat kom van ver af, om in die ark in te gaan, want wie het dit gedoen? God het dit gedoen. Maar hy soek die mense wat sê, Here, hier's ek, gebruik my. Romeine 8 vers 31. As God vir jou is, wie kan teen jou wees? As God vir jou is, wie kan teen jou wees? Hy het nie sy seun vir ons gespaar nie, want hy is vir ons. Hy is met ons, hy is lief vir ons. Nou hoekom dink ons heeltyd dat hy teen ons is? God wat jou gered het, is ook die God wat jou sal help bou. Hy sal jou help bou. Hy sal jou help bou van jou familie, in jou gesin, in jou huwelik, in jou werk. Hy sal jou help bou, maar jy moet sê, Here, hier is ek, wys my wat ek moet doen. Een van die grootste struikelblokke wat ons vandag sien, van wanneer ons bou, is ons kyk links en regs. Ons kyk na ander mense, ons kyk na ander kerke, en ons sê, joh, kyk hoe doen hulle dit, kyk hoe doen ons dit. Hulle is seker beter, hulle is seker bouer, hulle bou seker baie beter as ons bou. Ons vergelyk. Jy vergelyk jou lewe met ander mense. Jy vergelyk soveel goed in jou lewe, en word jy negatief oor jou eie lewe. Ons kyk na iemand anders as 'n boot, maar die ding is, God het nie vir ons gesê, want hulle boot bou nie. Hoor vandag. God het nie gesê, jy moet jou vriend se boot bou nou nie. Hy sê, jou boot. Jy moet jou boot bou. So fokus op wat jy moet doen, nie op ander mense nie. Nie op ander mense se bediening fokus nie, op ander mense se sukses, of hulle seën fokus nie, maar fokus op God. Want hy roep jou om te bou, om joune te bou. God is lief vir jou, en hy vra vir jou, bou. Want as jy nie gaan bou nie, wie gaan dit bou? Niemand anders gaan jou boot bou nie, my vriend. Die wêreld is baie lelik teenoor mense. Ek weet nie of jy al gesien het nie, maar mense snaakse wêreld in lewe. So ons moet vertroue in God hê, soos meer as ooit. Ons moet vir hom vertrou om te bou. Want hy wil hê, ons moet bou. Dan gaan 'n vloed kom. Nie 'n vloed, letterlik 'n vadervloed nie. Maar gaan 'n vloed kom. Eendag gaan die Here ons kom haal. Eendag gaan die vlam uitgeblaas word. Is jy reg? Is jou ark reg? Is jou lewe reg? Want God wil iets doen in jou lewe. Hy wil hê jy moet groei. Hy wil hê jy moet verbeter. Maar hy wil hê jy moet hom vertrou.
So, ons uitdaging vir die week. Bid elke dag en vra vir God om jou te lei, om getrou te wees aan wat hy vir jou gegee het. So wees getrou met wat God vir jou gegee het. Daar van die waanste in die talente gepraat, want wees getrou in die klein bietjie wat jy het, en God sal jou vertrou met die meerderheid later. Wees getrou nou. Lees die verse wat in die preek was. Ek weet nie wie die keer die preek vir julle die verse gee nie. Jy het myself geluister. Gelees die hoogste storie. En dan doen een praktiese stap van gehoorsaamheid wat God vandag vir jou wys. Want hy het iets vir jou gewys. God het iets vir jou uitgelig en vir jou gesê, wow, jy moet miskien nie so konsentreer op jou huwelik, konsentreer miskien op jou gesin, op Bybel lees, op bid, om miskien nie meer van hom te weet, hy het 'n lig geskyn daarso. En hy sê, met 'n klein stapie van, klein stapie van geloof, kan 'n groot verskil maak. Noag het een plank op 'n slag gebou. Hy het een spyker op 'n slag geslaan. Hy het een dag na dag gevat. En uiteindelik het hy gedoen wat God vir hom gesê het, 120 jaar later. My boetie en sussie, wat sê hierdie preek vir jou? Nie ophou nie. Nie ophou nie, bou aan, hou aan bou. Al kry jy teenstanding, al sê mense, wat vir jou? Hou aan bou. So wat is die boot wat God jou na roep? Wat is die boot wat hy wil hê jy moet aanhou bou? Jou gesin, jou huwelik, jou bediening, jou verhouding met hom, of hierdie gemeente, wat wys hy vir jou om te bou? Want kom aan, julle, ons moet bou. En ons bou nie. Ons sit. Maar moenie opgee nie. Tel die hamer weer op. Tel die saag weer op en begin bou. Sê vir die persoon langs jou, begin bou. Ok, ek hoor nie mooi, sê weer. Sê die persoon langs jou, begin bou. So begin bou. Bou weer, bid weer, lees weer, doen weer. Want ons het God by ons. Hy bou saam met jou. Iemand het my vandag gesê, onthou net, al gaan nie deur 'n vuur, hy is saam met jou in die vuur. Nie worry nie. Ek weet dit is moeilik. Ek weet dit is nie lekker nie. Maar hy is saam met jou. Hou net aan. Nie moedeloos raak nie. Nie tou en gooi nie. Hou aan. Hou aan bid. Hou aan vir daai familielid bid. En hou aan. Laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Want op die regte tyd sal ons die oes inbring wat God vir ons gegee het. Galasiërs 6 vers 9. Gaan skryf dit ergens op jou muur, Galasiërs 6 vers 9 op jou spieël of ietsie. En laat ons nie moeg word nie. As jy moeg is vandag, is dit 'n vers vir jou om te spreek oor jou lewe. Moet nie moeg word. Sluit julle oë asseblief. Here Jesus, ons kom vandag, en waar baie van ons miskien moeg is die helfte van die jaar, en ons sien soveel goed, die petrolprys en die voedsel, al die pryse van kos en klere en alles wat net vir ons te veel lyk. Omstandighede by die huis, omstandighede in ons families wat nie reg voorkom nie. Here, ek bid dat U vir elkeen hierso die krag sal gee om aan te hou. En miskien is jy hierso vandag en sê jy, maar ek het opgegee. Ek het opgegee om te bou, ek het opgegee op daai situasie, ek het opgegee op daai verhouding, maar vir jou sê vandag, hou aan bou. Tel die hamer weer op en begin slat. Tel daai saag op en begin saag. Want dit wat ons doen, ons moet deurdruk. En ons vandag se mense vandag, jy so min uit jou vermoë. Maar Jesus wil hê ons moet aanhou en aanhou en aanhou. So wat is jy besig om te bou? Waar het God jou beveel om te wees? Waar het hy jou gesê om te wees? As jy vandag hier sit en sê, maar Here, jy moet my verplaas. Maar as jy sê vandag, God het jou hierso gesit eers. Doen eers wat hy vir jou sê, dan sal hy jou skuif. Maar hy wil hê jy moet eers doen wat hy vir jou sê. En Here, ek bid vir elke hart hierso, wat miskien wil tou opgooi, en voel hulle kan nie.
Here, U was saam met Noag gewees. Hoe hy daai ark gebou het, kan ons nie begryp nie. Maar ons weet, U was met hom en U het hom die vermoë gegee. En so bid ek, Vader, dat U vir die vermoë vir elke persoon sal gee wat sukkel met die opdrag wat U vir hulle gee. Dat hulle nie sal moeg word nie. Maar wanneer ons moeg word, dan as U toe sal gaan en sê, Here, ek kan nie meer nie, maar ek soek U, ek het nie nodig nou. Here, ons het nie nodig. En God het vir jou gewys vandag van wat jy moet doen en wat jy moet bereik en wat jy weer moet bou. En ek wil hê jy moet asseblief dit gaan neerskryf vandag. Ergens net, skryf dit neer en sien dit elke dag. En bemoedig jouself om nie moeg te word nie. Om nie moeg te word nie. En wanneer jy moeg word, gaan na God se voet toe en vir jou weer nuwe krag kan gee. Want hy sê, ek gee vir jou, hy vernuwe jou krag dag na dag. So Here, ek bid vir elke persoon vir krag, wat ons aanhou sal bou, aanhou sal werk, en nie moeg sal raak nie. Ek bid vir elke familie, Vader, dat hy jou sal beskerm, en ek bid, Vader, vir deurbraak, maar hy gee ons 'n opdrag om te los, om te laat gaan, en Vader, so sê ons vir U dankie, in die naam van Jesus Christus, en die gemeente sê, Amen en Amen.